te sing, terwyl hulle terugstap na hulle banke toe, staan net so een vers gedeeltetjie wat die Here my so 'n bietjie wakker gemaak het oor nou terwyl ek daar staan. Is nou nie deel van die preek nie, maar dit gaan ook seker inpas daarby. Hy sê dan Johannes 10 vers 10, eintlik Johannes 10 vers 9 tot 10 dink ek. Hy sê daar die vyand, die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom sodat, en nou wonder ek wat dink julle? Want baie predikers sou sê sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En in sekere vertalings is dit so, maar in die 33-53 vertaling sê hy sodat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dit pas so mooi in by die nagmaal. Want die vyand, die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Wat het hy al by jou gesteel? Jou vreugde, jou blydskap, jou huwelik, jou wat het hy al by jou gesteel? Wat het hy al by jou geslag? Jy weet, as 'n ou slag, dan slag jy mos nou maar die vel van die bok af. Was jy dalk al met Christus beklee, dat hy dit van jou op 'n manier weggekry het? Wat het hy al verwoes? Dan sê die woord, maar ek het gekom sodat laat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. So wat die duiwel ook al van jou gesteel, geslag en verwoes het, Jesus het gekom dat jy wat in daai situasie is, in 'n situasie van verloor, in 'n situasie van 'n arm lewe sonder Christus, kan jy in hom, kan jy al hierdie dinge terug beter kry. So, as jy iemand is van vandag wat regtig voel die duiwel het by hom gesteel, onthou net, jou antwoord lê in Jesus Christus. Nou ek het 'n baie kort woord vir oggend, gelukkig, want as ons nou die nagmaal moes doen en julle moes nou nog 'n lang rukkie luister, dan raak 'n ou dalk 'n bietjie moeg. Maar ek sou eerder 'n kort woord wil gee en dit in hakkies sit en hoop dat as jy hier uitgaan, dan kan jy dit onthou van die begin tot die einde en jy kan daaroor gaan dink en dit kan 'n effek in jou lewe hê. Ek weet ons tema vandag en toe ek die tema gekry het, het ek ook nog nie geweet ek gaan die nagmaal ook nog moet doen nie, is in Christus. En ek wil graag by die wet begin en ek wil graag by Christus eindig, by Jesus eindig. Nou ons weet dat Moses het die gebooie en die wet baie keer dan lees 'n ou daai skrifgedeelte in Exodus en jy hoor dat Moses het die kliptafels gekry met die 10 gebooie op. Maar daai gedeeltetjie lees so verder, hy sê daar en die insettinge en verordeninge van die Here. So dit was nie net die 10 gebooie gewees wat hy gekry het nie. Hy het ook gekry hoe hulle die Here moet dien en hulle het ook gekry van hoe hulle daaglikse sake moet hanteer. Dit het hulle alles van die Here gekry deur Moses. En die wet was op kliptafels geskryf en ons weet dat dit belangrik was dat die volk Israel volgens hierdie gebooie en verordeninge moes leef. En daar is hartseer om te sê, baie mense wat vandag nog onder die wet wil lewe. Nou ek wil vir u graag 'n gedagte rondom die wet deel, en al is dit net om jou aan die dink te sit, dan is dit goed. Miskien het jy dit al gehoor, dan wil ek vir julle vra soos wat Chas een oggend gesê het. Hy sê as ek nou die woord bring vandag en daar's nou niks niets vir jou daarin nie en jy het dit nou al gehoor en
laat dit dan nou eintlik vir jou bevestiging wees, maar hê maar bietjie geduld met die ou wat dit dalk nog nie gehoor het nie, want almal moet die woord van God tog hoor aan die einde van die dag. As ons lees in Romeine 10 vers 4, dan sê die woord dat Christus is die einde van die wet. Christus is die einde van die wet. En as ons verder gaan en lees in Galasiërs 5 vers 4 tot 5, dan lees ons daar dat Jesus is onder die wet gebore, om die wat onder die wet is, te verlos. So, dit wat die wet nie kon doen nie, die wet kon jou nie verlos nie. Die wet was, as ons die Bybel lees, 'n tugmeester na Jesus toe. En as dit nie vir die wet was nie, dan het ons nie die sonde geken nie. So die wet het ons geleer van die sonde en ons die weg gewys na Jesus toe. Jesus kom en hy sê, sy wet, die nuwe wet, skryf hy op jou hart deur die Heilige Gees. En ek het nou nie die klomp skrifgedeeltes hier nie, want baie keer as ek met skrifgedeeltes moet preek en so, dan raak ek bietjie deur mekaar. So verdra my, as daar iets is wat ek sê wat jy dalk oor verskil, vra my asseblief, of gaan, soos my seun sê, as jy dit nie weet nie, gaan Google dit. Maar dit staan wel in die skrif wat ek met julle deel. So hy sê, hy gee sy wet in ons hart en hy skryf dit met die Heilige Gees in ons harte. Op 'n ander plek sê hy, as jy onder die wet wil wees, dan het jy verval van die genade. Want die wet is deur Moses en die waarheid en die genade is deur Christus. So, ek wonder baie keer oor die mense wat nog onder die wet wil wees. Staan jy nie miskien met al twee voete, of probeer jy nie op al twee kante staan, die een voet op die wet en die een voet op die genade nie? Want iewers waar jy dalk fouteer of sondig of verkeerd doen, dan wil jy hê die Here moet jou deur sy genade vergewe, want dis iets wat die wet nie kon doen nie. So, die wet, as ons kyk oor die wet en die profete, en ek gaan so ietsie oor die profete ook net vinnig noem. Die woord sê die wet en die profete was tot op Christus. En die laaste profeet daar waarvan hulle praat is Johannes. Van Moses tot Johannes, die wet en die profete tot daar. En daarna het Christus se genade vir ons deurgekom. En die woord sê ook dat hierdie wet wat in jou hart geskryf is nie op kliptafels en op perkamentrolle met ink geskryf nie. Maar dit is, soos ek gesê het, deur sy Gees in jou geskryf. En dan kan ek nie help om te dink aan wat Jesus sê, jy moet die hart van klip uithaal en dit vervang met die hart van vlees. Jy moet iets hê waarmee die Here kan werk. En soos ek sê, is 'n kort woord, ek gaan nie baie preek nie, maar ek wil net hê julle met hierdie eenvoudige vergelykings probeer onthou tussen die wet en die genade. En dan ietsie oor die profete. Die profete was, ek wil eintlik sê, heilige mense wat deur God uitgesoek is. Die Here het besluit, hierdie ou gaan 'n profeet wees. En die Here het seker gemaak dat hierdie ouens deur die Heilige Gees die absolute woorde spreek
wat die Here tot sy volk wou spreek. Hulle kon nie afwyk van sy woord nie. En die woord sê, hierdie woorde was nie woorde gewees uit 'n mens se gedagtes nie. En ek dink baie keer vandag is daar mense wat profeteer, bloot net uit hulle gedagtes. Want die Here sê, hulle het gespreek, sonder dat ek gespreek het. Ek het dit nie gesê nie. Maar, as 'n ou kyk na die profete, ek dink daar was so iets soos 22 profete, hulle kon dalk meer gewees het, maar as 'n ou kyk na die profete, dan het amper elke profete 'n unieke bediening gehad. Kom ek noem 2 simpel voorbeelde, Elia, met die Baal-profete, daar is geopenbaar dat God die enigste God is, en dat daardie afgode en Baal-profete en goed eintlik niks beteken nie, met die altaar wat vol water gegooi is en aangesteek is en so aan. As jy kyk na Jesegiel, hy het met die dooie bene gepraat, en daar sien 'n ou weer die krag van God, om weer lewe te gee aan dit wat dood is. Jy weet, en so kan 'n ou unieke eienskappe van die Here sien, deur al sy profete. Maar selfs dit was net tot by Jesus gewees. Dit het tot vervulling gekom. En baie in die Ou Testament, ek wil eintlik sê die hele Ou Testament, dui op Christus wat sou kom. En dan kom ons daar in die Nuwe Testament en Jesus is gebore, en ons weet die vyand het hom dadelik probeer doodmaak. Al die kindertjies onder 3 jaar doodgemaak, het probeer om die Messias dood te maak, maar hy het al die kindertjies onder 2 jaar het hy probeer doodmaak, maar hy het toe nou nie daarin geslaag nie. En so het Jesus dan nou opgegroei, en dan wil ek jy bring by sy doop. Daar is net so paar belangrike gedagtes wat ek net vir u wil tuisbring rondom die doop van Jesus. Tot op daai stadium was die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. In die Ou Testament het die Gees van die Here op die profeet gekom, en dan het hy die woord van die Here gespreek. Maar die Gees van die Here het nie noodwendig op hom gebly nie. Dit is hoekom Johannes die Doper gesê het, op hom wie jy, vir Johannes die Doper gesê is, op hom wie jy die Gees sien bly, dit is hy wat die sonde van die wêreld af wegneem. En toe Jesus by Johannes kom, selfs toe hy aankom, toe sê Johannes, daar is die een wat die sonde van die wêreld wegneem. Toe het hy nog nie eens gesien die Gees bly op hom. Toe kom Jesus en ons weet, Johannes wou hom nie gedoop het nie, maar Jesus sê, so vervul ons die wil van my Vader. En daarop doop Johannes toe vir Jesus. En toe Jesus uit die water uit opklim, dis die belangrike gedagte. Het die Gees van God op hom gekom, en dit is waar die Here gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Dit het die Here nie baie gesê nie, maar ek gaan daar 'n ander skrifgedeelte ook later vir julle sê, maar onthou, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En die Gees van God het op hom gebly. En ons weet daarna het Jesus, is hy vervolg deur die duiwel, hy's versoek deur die duiwel, en as 'n ou mooi gaan kyk, dieselfde tipe versoeking wat vir Adam en Eva daar was vir Jesus daar gewees. Al verskil is, Adam en Eva het gesondig, Jesus het nie gesondig nie. Maar so weet ons dan nou,
na die doop van Jesus wat gebeur het en hoe hy in die woestyn was 40 dae en toe hy daar uitkom hoe sy bediening begin het. En dan wil ek so bietjie spring na die berg van verheerliking toe. Toe Jesus op die berg van verheerliking was, het hy 3 van sy disippels saamgeneem. Dit was Johannes, Jakobus en Petrus. En op die berg van verheerliking, dit is waar Jesus verheerlik, 'n verheerlikte liggaam aangeneem het, waar hy verheerlik is en die helder lig van die Vader. Daar was onder andere Elia en Moses. Hulle was ook daar. En obviously ou Petrus, hy was mos 'n ander man toe hy sien, maar hierdie is lekker en hierdie is wonderlik om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Toe sê hy, maar kan ons nie maar sommer 3 hitte hier opsit en dan bly ons hier. Dit was so lekker, hy was sommer daar bly. Maar waarby ek wil uitkom is die feit dat Moses, Elia en Jesus daar was. Want Moses dui op die wet en Elia dui op die profete. En ons weet wie Jesus is. En daai was 'n teken gewees, want toe al hierdie dinge gebeur, toe sê die Here, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, selfs as toe hy gedoop is. Maar hy sê, luister na hom. Moenie meer na die wet luister en na die profete, en dit is nie nodig nie. Luister na Jesus, want Jesus het die wet en die profete vervul. Hy het dit nie tot niet gemaak nie. Hy die tydperk van die wet tot die profete tot by Johannes het hy vervul. En ons weet hy kort daarna is hy gekruisig en ek dink een van die mooiste dinge wat 'n mens kan dink oor die kruisiging is die feit dat die woord sê hy het ons skuldbrief waaroor ons sonde, ons skuldbrief is saam met hom aan die kruishout van Golgotha vasgeslaan. Hy het die prys betaal vir elke een van ons se sonde. So waarby ek wil uitkom is hoe belangrik dit is om in Christus te wees. En ek wil graag 'n eenvoudige voorbeeld hier noem, maar voordat ek die eenvoudige voorbeeld noem, wil ek wil net hê jy moet besef dat jy het nie 'n reg voor die Vader behalwe deur die Seun nie. Die woord sê Jesus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Op 'n ander plek sê hy niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Moenie dink jy het 'n spesiale reg om Jesus te skiep en voor die Vader te staan nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus gaan verder en hy sê, niemand het na my toe gekom, nie voor die Vader hom getrek het nie. Nou kan 'n ou wonder, hoe trek die Vader die mens na die Seun toe? En dit is deur sy woord. Wanneer sy woord vandag tot jou spreek om jou te bekeer, en soos ek sê, hier is baie bekeerdes, hier is baie ons wat klaar gedoop is en so aan, maar verdra dit. Hy trek deur sy woord, trek hy hulle na Jesus toe. Jy verstaan dat jy Jesus moet aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. En in Christus kry jy die reg om hom Vader te noem. Eenvoudige voorbeeld wat ek by 'n prediker opgetel het.
'n eenvoudige voorbeeld. Onthou die woord praat van Jesus as die bruidegom en die kerk as die bruid. Nou as ons dit nou bietjie na ons hedendaagse lewe toe vat, en my dogter is onlangs getroud, so ek het dra redelik kennis daarvan. Jy weet hulle kom ingestap, bruid en bruidegom, en hulle word in die huwelik bevestig. En dit gee daai jong man die reg om my pa te noem. Maar sonder sy bruid, sonder my dogter, het hy eintlik nie die reg om my pa te noem nie. Hy kan dit noem, maar ek weet nie, dit gaan nie vir my veel beteken nie. So wanneer jy met die bruidegom, met Jesus, en jy as bruid, die kerk, as jy by Jesus uitkom, dan kry jy die reg om God die Vader te noem, deur Jesus alleen. En dit is hoekom die doop vandag ook so belangrik is. Net om 'n eenvoud rondom die doop te sê. Die Here sê, bekeer jou en laat jou doop. Dis 'n opdrag. Maar wat gebeur as jy gedoop word? Jy word saam met Christus begrawe. Die ander gedeelte sê, jy word geklee met Christus. En dis 'n bede tot God om 'n rein gewete. Dit is daai wat ek net nou van gepraat het, wat die duiwel steel en slag en verwoes, is om daai goed weg te vat, om daai sonde uit jou lewe te kry, om daai wat die duiwel hou vas op jou te kry, weg te kry. En dan in Christus word jy dan kind van God, erfgenaam en mede-erfgenaam. Maar die ander stukkie wat ek wil bysit daar, jy word geklee met Christus en hy sê, jy sal die genadegawe van die Heilige Gees ontvang. Alles wat die wet nie vir jou kon doen nie, word alleenlik in Christus vir jou gedoen. En ek wil graag afsluit met hierdie eenvoudige woord wat sê, die hoofsaak is, vrees God. Vrees God en onderhou al sy verordeninge. Onthou dit wat in die woord staan. Moenie net lees wat in die woord staan nie. Doen wat in die woord staan. Hy sê, vrees God, doen sy verordeninge, hou by sy woord, want dit geld vir alle mense. Dit geld vir alle mense. Hy sê, want jy moet ook weet, dat hy gaan gerig hou oor elkeen se dade, goed of sleg. So, en dan wil ek ook net sê, as jy nou, ek glo nie hier's een van julle wat wonder of twyfel of jy vir ewig gaan lewe nie. Want die woord sê jy gaan vir ewig lewe. Maar oor hierdie keuses van jou gaan bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. So ek wou net vir oggend graag, soos ek sê, 'n kort boodskap tussen hakies wat 'n ou kan onthou. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade van Christus. Jy moet Jesus aanneem om 'n reg voor God te hê. Bertus, julle kan so lank vorentoe kom. Ek eer die Here
Dit is so van toepassing, hierdie woord is eintlik so van toepassing op die nagmaal wat ons gebruik het vir oggend. Want hier is vir ons oorwinning, vir ons verlossing. En hy sê hy wat die wil van die Vader doen, is kind van God. En onthou, Jesus self het niks gedoen. Die Bybel sê hy het niks gedoen, nie voor hy die Vader hoor spreek het nie. So kom ons, dis vir my so interessant dat wanneer ons van die Bybel praat, is dit vol van Jesus en vol baie goed, maar dit verwys nog steeds terug na die woord van God. Dit verwys nooit terug na die woord van Jesus. Dit verwys altyd terug na die woord van God. En hierdie tafel, dit verwys nooit na die tafel van Jesus nie. Dit wys altyd na die tafel van God. Want die Here het 'n plan gehad vir my en vir jou om verlos te word van dit wat gaan veroorsaak dat jy in die ewige verderf beland. Die hele storie van die Bybel, alles wat gebeur het, kom van die Vader. Dit was die Here se plan om sy verhouding met ons te herstel in Jesus Christus. En as daar enige iemand is wat gebed nodig het oor enige iets, dan is julle welkom om vorentoe te kom. Bertus, ek gaan vra dat julle 'n liedjie of twee sing. En ons gaan staan, dan sing ons lekker saam en daarna sal ek afsluit met gebed. Baie dankie.